In hierdie les begin ons met graad 12 statistiek deur te kyk na spreidiagramme en die regressielyn. Spreidiagramme word gebruik om die verwantskap of korrelasie tussen twee stelle data voor te stel. Die een stel data is op die x-as en die ander stel word op die y-as voorgestel. Die patroon wat die diagram dan volg, dui vir ons die verwantskap tussen hierdie twee stelle data aan. Daar kan geen verwantskap wees, dan kan die patroon 'n lineêre neiging, waar die punte min of meer in 'n lyn lê, 'n kwadratiese neiging of 'n eksponensiële neiging hê. Ons fokus slegs op die lineêre neigings. Die tabel toon die jare ervaring as ook die salaris van mense in dieselfde maatskappy. Vraag 1. Teken 'n spreidiagram om die data voor te stel. Om die twee stelle data in die spreidiagram te vergelyk, vorm die twee saam 'n koördinaat. Ons eerste koördinaat is dus vir 2 jaar ervaring op die x-as, 'n salaris van R15.000 op die y-as. Volgende het ons 5 jaar teen R20.000 en so gaan jy aan totdat al die koördinate gestip is. Hier is dit glad nie nodig dat die data eers van klein na groot gerangskik word voordat jy die punte stip nie. Hierdie is dan jou volledige spreidiagram. En hieruit kan ons sien dat die jare ervaring en salaris by hierdie maatskappy 'n lineêre verwantskap het, omdat al die koördinate min of meer in 'n reguit lyn lê. In graad 11 sou jy eenvoudig hier die lyn van beste passing getrek het, wat beteken dat jy sou skat min of meer waar 'n lyn sou lê wat naby aan al die koördinate is. Hierdie is egter redelik subjektief, omdat elke persoon se lyn 'n bietjie anders kan lê. Daarom gaan ons volgende kyk hoe om die kleinste kwadrate regressielyn met jou sakrekenaar te bepaal. Hierdie lyn se naam kom vanaf die metode wat gevolg word om hierdie spesifieke reguit lyn se vergelyking te bepaal. Op jou sakrekenaar word hierdie lyn in die vorm y gelyk aan a plus bx aangedui. Soortgelyk aan die normale y gelyk aan mx plus c. So in die geval is die b-waarde die gradiënt van die funksie en die a-waarde dui vir jou die y-afsnit aan. Die kappie op die y-waarde dui vir ons aan dat dit nie 'n werklike y-waarde is nie, maar slegs 'n beraamde y-waarde wat gebaseer is op die tendens of die neiging. Nadat jy jou spreidiagram geskets het, kan daar vir jou gevra word, bepaal die vergelyking van die regressielyn en hierdie gaan jy met jou sakrekenaar doen. Heel eerste gaan ons die mode van ons sakrekenaar na opsie 2, die statistiek opsie, moet verander. Hier is nou 'n klomp verskillende opsies. Vir graad 11 statistiek, waar ons met slegs een stel data werk, kies ons die variansie opsie 1. En hier waar ons nou met 2 stelle data werk, wil ons die y gelyk aan a plus bx vergelyking bepaal en daarom kies ons opsie 2. Hier het jy dan 2 kolomme vir die 2 stelle data as x en y. Die frekwensiekolom sal daar wees afhangende van die stelling op jou sakrekenaar, maar is nie nou nodig nie. So nou gaan ons 2 stelle data by x en y inlees. Ek het nou hier al 10 waardes vir die jare ervaring by x ingelees en nou gaan ek na die begin van die y-kolom te beweeg om al die salarisse in te lees. Nadat ek nou ook al die salarisse in die y-kolom ingelees het, kan ek skoonmaak en om dan berekeninge te doen met hierdie data, gaan ek shift en 1 druk om by statistiek uit te kom en hierdie keer gaan ek weer 'n keuse moet maak. Vir die graad 11 statistiek kies ons opsie 4, variansie, maar vir 2 stelle data kies ons regressie, want ons is besig om die regressielyn te bepaal. So ons kies opsie 5. Hier het ons nou verskeidenheid van berekeninge wat gedoen kan word. Om die vergelyking van die reguit lyn te bepaal, wil ons graag die a en die b-waarde hê en daarom gaan ek 1 druk om die a-waarde, wat dan ook die y-afsnit gaan wees, te vind. En as ek weer teruggaan na my statistiek regressie opsie,
gaan ek dan ook nommer 2 kies, wat die b-waarde of die gradiënt van hierdie reguitlyn gaan wees. Daarop gaan die vergelyking van jou regressielyn y gelyk aan minus 2,36 plus 7,06 x wees. Vraag 2. Skets die regressielyn op die spreidiagram van die data. Wanneer jy hierdie reguitlyn skets, is die een belangrike punt wat van jou verwag word, die gemiddelde punt. Hierdie punt kan jy self uitwerk deur die gemiddeld van die twee stelle data onderskeidelik te bepaal, of jy kan weer eens jou sakrekenaar gebruik. Ek het reeds vroeër gewys hoe om die x en y waardes op my sakrekenaar in te lees, so kom ons kyk nou verder. Om die gemiddelde punt vir die twee stelle data onderskeidelik te bepaal, gaan ons weer wegval deur Shift en opsie 1, maar nou moet jy besef dat jy individueel of afsonderlik die gemiddeld vir die stel data van x en die stel data y wil bepaal. Daarom gaan ons nie weer hier die regressie opsie kies nie, maar die variansie opsie wat oor een stel data handel. Hier is dan by opsie 2 die gemiddeld vir die eerste stel data en by opsie 5 die gemiddeld vir die tweede stel of stel y. So as ek nou 2 kies, kry ek die gemiddeld vir die jare ervaring en dit sal 9,9 wees. En as ek weer teruggaan na opsie 1 en dan my variansie opsie vir een stel data beslag, kan ek opsie 5 kies en dit gee vir my die gemiddelde salaris wat jy gaan verdien. So om dan nou ons regressielyn te skets, is die eerste koördinaat wat ek gaan stip, die koördinaat 9,9 en 67,5. Dan het ek natuurlik 'n tweede punt nodig voordat ek 'n lyn kan trek, en dit kan dan die x of die y-afsnit wees. In hierdie geval is ons y-afsnit 'n negatiewe waarde wat nie op ons spreidingsdiagram voorkom nie, en daarom gaan ek nou die x-afsnit bepaal. En dit doen ons soos normaalweg deur die y-waarde 0 te maak en dan vir x op te los. Die x-afsnit is dan by 0,33 op die x-as, en nou kan ek my regressielyn gaan trek deur hierdie twee koördinate te verbind. Afhangende van hoe sterk die korrelasie tussen die twee stelle data is, kan hierdie lyn nou gebruik word om voorspellings te maak. In die volgende les gaan ons kyk hoe om te bepaal hoe sterk die korrelasie tussen die twee stelle data is.